Numeri, hoofstuk 36. Uit die stam van Manasse, die seun van Josef, het van die familiehoofde uit die familie van Gilead, die seun van Mager, na Moses, die volksleiers en ander familiehoofde van Israel gekom en vir hulle gesê: Die Here het aan u opdrag gegee om die land deur loting onder die Israeliete te verdeel as erfgrond. Die Here het ook aan u opdrag gegee om die dogters van Selofgad ook erfgrond onder hulle broers te laat erf. Maar indien hulle nou die vroue word van manne wat aan ander stamme in Israel behoort, sal hulle erfgrond, wat deel is van ons stam se grondgebied, oorgaan na daardie stam waarin hulle getrou het. Op die manier sal die grondgebied wat deur loting aan ons toegewys is, kleiner word. En wanneer die jubeljaar aanbreek, sal daardie grond permanent gevoeg word by die erfgrond van daardie stam waarin hulle getrou het. Op die manier word hulle erfgrond weggeneem uit ons stam se erfdeel. En Moses het volgens die bevel van die Here aan die Israeliete gesê: Die stam van Josef het 'n geldige punt. Die Here het die volgende bevel gegee oor die dogters van Selofgad. Hulle het elkeen die reg om te trou met 'n man wat goed is in haar oë, maar hulle mag slegs trou met iemand uit hulle eie stam. Die erfgrond van die een stam mag glad nie oorgaan na 'n ander stam nie. Elke Israeliet moet bly op die erfgrond wat deel is van sy stam se grondgebied. Wanneer 'n Israelitiese dogter 'n erfdeel onder haar stam ontvang, mag sy slegs trou met 'n man wat deel is van 'n familiegroep in haar stam. Op die manier sal die Israeliete elkeen sy eie vader se erfgrond kan erf. Dan sal die een stam se erfgrond nie oorgaan na 'n ander stam toe nie, want elke stam van Israel moet vashou aan hulle eie erfdeel. Die dogters van Selofgad het presies gedoen wat die Here vir Moses gesê het om te doen. Die 5 dogters van Selofgad, Magla, Tirsa, Gogla, Milka en Noa, het almal met neefs aan hulle pa se kant getrou. Hulle het met manne in die stam van Manasse, die seun van Josef, getrou. Dus het hulle erfgrond deel van hulle vaderlike stam se erfdeel gebly. Hierdie is al die gebooie en instruksies wat die Here deur Moses vir die Israeliete beveel het langs die Jordaanrivier, reg oorkant Jerigo, in die vlaktes van Moab.